Is jy op soek na kompos wat actually in jou grond bly? Gaan nie ergens heen nie, nee. Kyk hierdie goed daar. Vir julle daar. Nee, Regenerate. Maar ons het al so 1 of 2 goed oor hulle gedoen. Praat weer met Clayton. Hy gaan my meer vertel, net die basiese beginsel agter hierdie ding. En soos wat hulle nou deur die tyd gaan, die resultate wat hulle gekry het en so voorts. En is hierdie actually iets wat jy soms saam met jou kunsmis kan meng? En ek sê julle op jou plaas werk. Kom ons luister. Clayton, hoe gaan dit? Choppie, lekker jy. Ja, wat? Doodstil rustig. Jy het 'n groot smaal op, nee. Ja, ek het happy vandag. Sê vir my, kom ons net so voor ons by die produk kom en hoe die ding werk en alles. Julle het nou al 'n bietjie meer resultate begin terugkry uit die veld uit en so voort. Gee my 'n bietjie daai. So ons het dan nou al 3 jaar se proewe wat ons deur is. En elke gewas wat ons nou beproef het ons 'n positiewe resultaat gekry. Waar ons met minder kunsmis 'n verbetering kon kry, of waar ons die goed saam met die normale kunsmis sit het, vir die ou wat skepties is, dan kry ons ook 'n verbetering. So die minerale digtheid is die ding wat vir ons die mees striking is in die plante wat ons meet, want nou sien jy my kopbemestings kan dalk minder wees, ja, want jy het minder nodig want die plant is volgepomp in die goed. Want jy kry actually meer nutriënte binne in jou plant. Korrek, ons sien dit in die bladerontleding. So ons doen gereeld bladerontledings. Ons het nou seker 13 proewe in die Weskaap gedoen wat Jan ook genoem het. So al daai proewe wys dat daar 'n enorme hoeveelheid minerale is wat opgeneem word en in die blaar sit, wat dan nie noodwendig vereis dat jy nog kopbemestings so seer moet gaan doen nie. Nou, okay, as ek nou die ding so kyk, nê, want daai, dis nou sulke koolstofkorreltjies en whatever ook al, nê. Nou, wat is die basiese beginsel agter hierdie ding? Wat is in hierdie produk? Probleem is met koolstof, as jy nou 'n goeie biochar maak, dan gaan jy 'n ton houtagtige materiaal in 'n kiel moet sit, dan moet jy dit brand. En wat jy uithaal is maar omtrent 120 kg as jy 'n goeie biochar maak. Jy kan rubbish maak, dan maak jy 300 kg, maar dan maak jy charcoal. So nou is die goed verskriklik lig. As jy nou kan dink, as jy nou met daai ligte goed op 'n plaas aankom, dan kan jy nie die goed uitstrooi nie. Kan nie werk nie. Maar jy soek dit in die grond. Dis waar dit werk. So daai extra surface area wat ons nou create deur daai hoeveelheid hout te vat en met 'n 10de te verminder, nou create ons daai surface area. Surface area. Wat bedoel jy met surface area? So die poree en die capillaries binne in die ding. As jy 'n hotel vat en jy haal die voorste muur af en jy kyk hier in die gange af en jy het al hierdie kamers. Ja. Dis nou presies wat daar gebeur binne in die biochar. Is dit nou in koolstof? Is dit nou koolstof aan mekaar gesit? Okay, so jy het daai kapillêre en die grootte van daai gangetjies en die kamertjies is van so 'n aard in die biochar wat ons maak dat hy 'n huisvesting vir 'n mikrobe kan wees. Ja. Alright, en dis nou sy stoorplek. Dis daai spens wat jy van praat. Maar dis nie net mikrobes nie, dit is mikrobes, voedingsstowwe, al die goeders. Alles wat jy nodig het. So dan het ingecheck by die hotel. Daar's hy. Nou ons soek 'n klomp lekker fris manne om daar in daai kamers te gaan bly, want hulle is nou die manne wat nou kan druk. Okay, en dan so dis die koolstofkomponent en dan sê jy, maar die koolstof alleen is te lig. Ja, nou moet jy hom met iets meng om daai korrel SG te gee van 1 tot 1.1 sodat hy met kunsmis gemeng kan word. Want as jy kunsmis kan strooi of kan bankplaas en hy gaan deur die planter. So nou het ons 'n mineraalryke rotsmateriaal wat hier diep onder die grond uit die mantel uitstoot. Wat miljoene jare vat, dan kom daai vulkaniese pyp op en elke mineraal wat jy nou moontlik aan kan dink vorm in daai pyp in. So daai rots, as jy hom fyn maak, wat ons wel doen, ons maal hom tot op 'n mikron grootte, dan is daai goed onmiddellik beskikbaar. Maar dit is nie wat die ding se werk is nie. Hy gee net 'n krag of 'n energie aan die goed wat in die grond is om te beweeg. En die ongepaarde elektrons draai in 'n ry in en hulle beweeg. En dit is wat ons sien in die plante. Die goed beweeg in die plante en ons sien dit in die blare in. En dit gebeur in so hy's amper soos 'n spietkop, kom maak die goed bymekaar en sê, "Hey, julle almal daai rigting, gaan julle." Dis nou wat tref ek daarin. So dit gebeur en dit is wat ons ondervind nou en ons sien die goed trek in die wortels en in die blare in en ons sien dit op 60 dae na plant, ons sien dit op 90 dae na plant en aan die einde van die seisoen. Dan sien ons maar hier's 'n klomp plantkos wat nog in die plante sit. Maar luister hier, is hier nie baie dieselfde beginsel dan wat jy kry met semi-organiese kunsmis of goeders wat jy hoe kan ek dit stel, kom ons sê kompos en kunsmis gemeng is en daai tipe van goed, of net as ek 'n klomp mis uitstrooi op die einde van die dag,
kry ek nie maar baie dieselfde effek wat die koolstofgedeelte aanbetref. Okay, so kom ons kyk dan, as jy nou 'n vrag kompos moet aanry, of 'n vrag van die goed, dis net 'n gekonsentreerde kompos essentially. Want nou het ons al die minerale daarin, ons het koolstof daarin, en elke keer as jy nou stikstof gee, dan het hy koolstof nodig om te werk. So dan vreet hy al daai koolstof op. So ons gee 'n baie gekonsentreerde vorm van koolstof wat baie lank vat om af te breek. So hy hou vir my baie langer as ek hierdie jaar, volgende jaar as ek hier kom, is hierdie nog steeds daar, dan kom ek baie... Exactly. En dan nou die grootste ding van die ding is dat hy het 'n magnetiese krag, dis 'n energieveld. Die ding is 'n magneet en hy kan dan nou daai goed vat en jou grond is natuurlik paramagneties. Daar is magnetisme in jou grond. Maar jy kan maar gaan meet hierso, jy sal 'n goeie kol kry daar wat hoër magnetisme het as daai swak kol. En dit is 'n direkte verwantskap. Wat ons nou doen is ons vat iets wat 5 keer meer magneties is of paramagneties en ons sit hom in jou grond en om daai regstelling te kry. Nou luister, is dit nie baie keer dalk een van die goed nê, want ek het so 2 hektaar kool nê, maar ek weet nie wat daar fout is hier, want ek het elke liewe chemiese ontleding al gedoen. Alles is binne specs, die hele lot, maar daai mielies is net nie wat die ander mielies is nie. Kan dit dalk wees dat dit hierdie paradigmatisme besigheid is wat dalk daar nie gou is? Tot 50 jaar terug het ek dink het niemand gedink of geweet wat die hel daar aangaan. Maar ons het nou elke moontlike bewys om te sê daar is 'n direkte verwantskap. Swak grond het miskien 'n lading van 100, 'n telling, en die goeie grond, daar waar jy daai goeie kolletjie kry, het 'n 300. Die goed het 'n lading van 1500. So nou sit jy hom by om daai ding te equalize. Jy sien dat ek die meeste van die dinge, en as ek dit reg verstaan is, daai is half ek bou my bank op, nê. Ja. Jy weet wat ons gedoen het oor tyd is ons het 'n klomp stikstof gegee, nie koolstof bygesit nie, en die plant op die einde van die dag, ek meen die ding, hy groei met koolstof. Dit is tog die ding wat hy gebruik om mee te groei. Dit is wat hierdie is koolstof op die einde van die dag. Hy sal koolstof word. So jy het 'n stikstof-koolstof verhouding nodig om op die einde van die dag te groei, en as hy dit nie het nie, dan gaan haal hy dit uit die grond uit. So ons het ons koolstof gemyn. Ja. Okay, so 'n tipiese plant soos die gaan jy miskien 'n koolstof-stikstof verhouding kry van 24 tot 1 of 30 tot 1. Dit is wat jou grond wil hê. As ons die biochar maak, dan kry ons 'n harde koolstof wat 124 is. So hy gaan baie langer vat om af te breek. So nou weet ons kunsmis het 'n baie kort halflewe. Dis 'n kwessie van maande, waar die goed se halflewe is 10 jaar plus. So nou het jy 'n langtermyn oplossing vir daai koolstofprobleem. En ek bou elke jaar ek weer actually by. Ons kan onmoontlik nie genoeg koolstof in jou grond gaan sit met 'n 100 kg of 50 kg van die goed nie. Maar ons kan die stelsel aan die gang kry, en daai regenerative ding, die ding se naam is tog regenerate vir 'n rede. Dit gaan oor herlewingslandbou. Is om daai stelsel net aan die gang te kry. En dit is vir jou 'n intreepunt dalk, as jy nou wil oorgaan van volchemies na herlewing toe. Uitstekend. Okay, en as ek nou met die ding wil werk, ek meng hom net saam met my kunsmis en Bob's Uncle, né? Jy kan hom in daai ekstra bak ingooi op jou planter, as jy 'n ekstra bak het en jy kan hom invoer. 30-50 kg op 'n hektaar mielies. Ons sit in die Kaap sit ons 10-15 kg op 'n hektaar koring. Dis wat ons kan voorskryf. Maar dis baie maklik om mee te werk. Hy vra nie van jou om enigiets anders te doen. Jy kan hom inmeng met jou kunsmis, kry jou blender om die ding vir jou in te meng en by jou plaas af te lewer, klaar reg om te gebruik. Right, so, kyk, julle weet almal ons sit met hierdie probleme, en dis die tipe van oplossings waarna jy moet kyk as jy in die langtermyn nog wil boer. So, linkie bo of onder hierso, praat met Clayton, nee, hier sy nommer, nee. Gee my 'n likeie en dan gesels julle 'n bietjie met hom oor daai ding en gee dalk hierdie goeders aan net by jou proef. Daar's nog tyd om te plant. Dan druk jy so 0,5 hektaar of 1 hektaar in, dan kyk jy net. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.